Een van die dinge waarvoor ek so maklik vir myself sommer net vies kan raak, is die feit dat ek soms so kan twyfel aan God se getrouheid. As ek so terugkyk oor my lewenspad, dan moet ek vir jou sê, ek kan nie dink aan 'n tyd wat God my gedrop het, wat hy my in die steek gelaat het nie. Nee, nog elke keer in die noutes was hy daar. Die gelol is, ons vergeet so gou en ons word baie keer so oorweldig deur ons vrese en reuse, dat ons vergeet wie staan in ons hoek van die geveg. Nadat God vir Abraham die belofte gegee het van 'n groot nageslag, lees ons hoe Abraham geglo het. Om sy geloof verder te versterk, herinner God hom aan die pad waarlangs hy gekom het. Hy sê vir hom, onthou Abraham, onthou jy hoe ek jou laat uittrek het, onthou hoe ek saam met jou gegaan het, onthou. Deel van ons verhouding met God is om die pad waarlangs ons gekom het en hoe God op daardie pad voorsien het, elke nou en dan weer te onthou. En dan gaan God verder en hy gee vir Abraham opdrag, bou 'n altaar. En altare in die Bybelse tyd was herinneringstekens, dinge wat mense herinner het, juis aan God se getrouheid. In die winters van Alaska kan daar geweldige storms toesak op mense. Om hulle self in storms te help om hulle pad terug te kan vind huis toe, bind hulle om die een pilaar van die voorstoep 'n dik tou vas. Wanneer daar dan 'n storm losbreek, en die boer onthou byvoorbeeld dat hy nog nie die skuur se deur toegemaak het nie, dan bind hy daar die tou se een punt om sy lyf vas, en dan loop hy skuur toe in die storm. Gewoonlik is hierdie storm so erg, dat 'n mens bykans niks voor jou kan sien nie. Jy moet so voel loop. Hierdie storms is so intens dat 'n mens selfs oogskade kan opdoen, soos wat daardie ysdeeltjies, daardie sneeudeeltjies deur die wind aangedryf word en verander word in sulke projektiele. Jy weet mos hoe voel dit as mens by die see stap en daar so 'n mannetjieswind wat op die strand waai, soos wat die sand 'n mens se lyf slaan. Kan jy dink net hoe moet dit voel as hierdie sneeu 'n mens se lyf so slaan nie, dan veral my se oë. Om dan terug te kan keer na die veiligheid van die huis, moet jy dan daardie tou wat om jou lyf vasgebind is, styf trek en so treukie vir treukie jouself aan die tou terugtrek na die voordeur en die veiligheid van die huis toe. Jy sien, dit is soos wat 'n verhouding met God werk. Dit word die tou waaraan ons terugtrek na die krag, liefde en almag van God ons hemelse Vader. Altare is herinneringstekens. Kyk so 'n bietjie terug oor jou lewenspad en sien hulle raak, en trek jou dan ook aan die tou van geloof terug na God se almag, want geen storm is so groot dat dit ons kan skei van sy liefde nie. Mag die Here jou ryklik seën en mag jy ook vandag sy altare van gister en eergister as herinneringstekens van sy liefde, sy trou, sy versorging vir jou langs die lewenspad sien staan.